Ek sterf met die verwagting om by Yahshua in te lewe. En daar is nie 'n hemel nie, en daar is nie Yahshua nie, en daar is nie 'n Jahwe nie. Weet jy wat, ek het niks gemis nie. Maar weet jy wat surprise het jy as jy doodgaan, en daar is 'n hemel, en daar is 'n Jahwe, en daar is 'n betroon, en daar is 'n hel. Pel, jy het 'n major probleem. Maar wat ek wel in die Bybel vind, is dat Yahshua ons herinner om sy dood te herdenk. Nie sy dood en sy begrafenis en sy opstanding, nie sy geboorte nie. Ek wil net iets sê voor ek verder gaan. Omdat dit winter was in Israel, en omdat daar heel waarskynlik sneeu was en ysig, is die gekanse dat Yahshua eerder tussen September en Oktober gebore kon word. Miskien die middel van November. Sê van die begin van September tot die middel November. Miskien daar. Maar daarna is dit winter, regdeur. So hy sou in die somer gebore gewees het, want koning Herodes sou nie 'n mensetelling gehou het in die winter nie, maar in die somer. Net so terloops, ek dink nou net aan dit terwyl ek so verbygaan. Herdenk my dood totdat ek weer kom. Kom ons bestudeer 1 Korinte 11 vers 23 en verder. Want ek het van Yahshua ontvang, wat ek ook aan julle oorgelewer het. Want ek, sê Paulus, het van Yahshua ontvang, wat ek ook aan julle oorgelewer het, dat Yahshua in die nag waarin hy verraai is, brood geneem het. Vers 24, en nadat hy dus Yahshua gedank het, het hy het gebreek en gesê, neem eet, dit is my liggaam wat vir julle gebreek word, doen dit tot my gedagtenis. Sy liggaam wat gebreek is, nie sy geboorte nie. Nes, as jy doen dit tot my gedagtenis, herdenking. Daarom sê hy, so dikwels as julle by mekaar kom, kan julle nagmaal hou. Enige tyd. Elke dag, 1 keer 'n week, 1 keer 'n maand, 1 keer 'n jaar, so dikwels as wat jy wil. Net so ook die beker, vers 25, na die ete met die woorde, hierdie beker is die Nuwe Testament in my se bloed. Ek so bly vir die Nuwe Testament. Ons staan nie meer onder 613 wette van Moses nie. So dikwels as wat julle hierdie die beker in die Nuwe Testament my bloed. Doen so dikwels as julle daaruit drink, tot my gedagtenis. Herdenk my. Want so dikwels as jy hierdie brood eet en hierdie beker drink, verkondig jy die dood van Yahshua totdat hy kom. Daar's kerke wat nie meer glo dat Yahshua gaan kom nie, by sy wederkoms. Die wederkoms in Grieks daar is parousia. Hy kom by sy wederkoms, parousia, vir sy bruid. Daar's kerke wat dit nie meer glo nie. Nou sê in vers 27, wie dan op onwaardige wyse die brood eet en die beker van Yahshua drink, sal skuldig wees aan die liggaam en die bloed van Yahshua. Nie een plek in die Bybel sê hy, herdenk my geboortedag nie. 1 Korinte 11, 23 tot en met vers 29 sê hy, julle moet my kruisiging, my opstanding, my hemelvaart en my wederkoms herdenk, totdat ek kom. Jy geweet, as Yahshua gekom het vir die ouens wat agter gaan bly, die bruid gaan hemel toe. Vir die ouens wat agterbly, dat die nagmaaltafel gaan vir hulle niks beteken nie, want hy sê, net totdat ek kom. Halleluja. Finale opsomming. Julle nog steeds na my sit en luister, moet nou vir my eerlik sê, het ons enige van die volgende in die Bybel gevind? A. Het ons 'n Kersvader in rooi en wit klere gevind in die Bybel? Nee. B. Het ons sneeu in die Bybel gevind? Nee. Het ons 'n takbok volgens die Bybel hier gevind? Nee. Het ons groen kransies, groen en rooi kransies, al noem het misseltofs, aan die voordeure van mense se huise gevind? Nee. Het ons volgens die Bybel enige takbokke hier gekry? Nee. Het ons Kersvader gekry dat hy ooit deur die koorsteen sou kom? Is daar 'n skrif wat sê Kersvader kom deur die koorsteen? Nee.
Het hierdie mensgemaakte Kersvader al ooit vir die enige persente gebring? Nee. As al hierdie antwoorde nee was, waarom leer u dan hierdie afgodsleens vir die kinders en kleinkinders, terwyl die Bybel verklaar, lieg nie vir mekaar nie, ook nie vir jou kindertjies nie. Jy leer jou kinders om in 'n leuen te glo, wanneer jy Kersfees hou. Want dit is 'n afgodsfees. Met al hierdie nagevorse en Bybelse inligting, behoort u nou te besef dat dit wat vir ons van kindsbeen af in die kerke geleer was, blaatante leuns was, terwyl die kerke veronderstel is om die waarheid te verkondig en daarin te wandel. Johannes 17 vers 17 verklaar, luister wat sê Johannes 17 vers 17. Heilig hulle, kyk my vingers, wie nou na hierdie woord kyk en luister, in u Jaffa die Almagtige se waarheid. U woord is die waarheid. Ek gaan hom lees sonder my vingers. Heilig hulle in u waarheid. U woord is die waarheid. Ek het niks anderster as die woord nie. Vir 26 jaar lank behoort ek aan geen kerk of denominasie of organisasie of niemand nie. Ek het nie nodig om vir jou 'n greintjie leuns te vertel nie, want ek kry niks daaruit nie. Nie 'n sent nie, nie dat ek geld wil hê nie. Nie 'n sent nie, ek vra jou niks nie. Hoekom sal ek vir jou leuen gee? Na 26 jaar. Ek behoort aan geen denominasie nie. Ek behoort aan die bruid van Jahweh. Ek is 'n volbloed Jahweh. Want dis hoe die apostels en disippels van Jahweh genoem was. Volgens 1 Petrus 4 vers 16 in die oorspronklike antieke Hebreëse Bybel, die Restoration of the Original Sacred Name Bible, the Rotterdam Version. U kan self besluit, wie het vir wie gelieg. Stuur hierdie boodskap aan almal wie u liefhet en verseker dat hierdie tradisionele afgodsaanbiddingsdag ontbloot word van enige waarheid. Vir u wie deur hierdie godsdienstige kerklike dogma en tradisies verblind is, sal u nooit vir Vader Jahweh kan sê, ek het nie geweet nie. Hierdie boodskap van vanaand sal teen jou getuig. Die woord van Jahweh ons Elohim verklaar, ek openbaar my aan wie ek wil. Om na meer van my YouTube boodskappe en lesings te kyk en luister, gaan na my webtuiste https://jahvashua.co.za of kontak my by ons WhatsApp nommer 0722 367 124 0722 367 124. As u belangstel, volg my nuwe ontbytreeks wat ek so pas begin het. Die boek Henog, Waarheid of Leuns. Interessant, né? Groete en vrede in die verhewe naam, die naam van Jahweh, ons verlosser en saligmaker. Maranatha, Jahweh kom weer. Halleluja.